Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park. Hallo al my liefste luisteraars, vir al die groot ore wat saamluister, maar spesiaal vir my klein oortjies wat so lekker saamluister. Vandag se storie op Storytyd saam met Juffrou Blanche, sy naam is Lewe Jy en dit is geskryf deur Leni Hoyer. En die storie se naam is Ena die bang eekorinkie. Ena die eekorinkie is bang vir alles wat sy sien. Sy bly hoog in 'n boom saam met haar mamma, haar pappa en haar boetie. Mamma en pappa eekorinkies het 'n oulike gat in 'n boom vir hulle gemaak, wat heerlik snoesig is en waar hulle beskerm is teen al die gevare. Hulle reën nie nat in hulle huisie nie, wilde diere kan hulle nie daar binne vang nie, en daar is ook nie siektes wat daar binne broei nie, want mamma hou die huisie mooi skoon. Ena is veral bang vir siektes. Sy het al gehoor hoe haar ma hulle praat van allerhande soorte goggas wat 'n mens siek maak. In die dag as mamma en pappa gaan kos soek, voel Ena baie alleen, want haar boetie loop ook rond en gaan speel met sy maatjies wegkruipertjie. Sy sit maar in hulle huisie en droom. Dit raak net vir haar vreeslik alleen, veral as mamma hulle so lank wegbly, soos vandag. Ena loer uit by hulle huisie in die boom. Sy sien geen gevare nie, ook geen goggas nie. Sy waag dit om haar kop nog 'n bietjie verder uit te steek, maar dis baie moeilik vir haar. Haar maagie pyn en haar potjies bewe. Sê nou maar net, daar is iets wat sy nie kan sien nie, wat haar wil vang of haar wil siek maak. Sy probeer tog om nog bietjie verder uit te leun, want sy wil sien of sy nie dalk vir mamma of pappa sien terugkom nie. Sy skrik haar boeglam toe sy 'n harde, maar rustige stem hoor. Oeh, en waarvoor is jy so bang? Dis oupa uil wat bo haar op 'n tak sit. Maar, dis net ek, oupa uil, en ek sal niks aan eekorinkies doen nie. Ons is bure en help mekaar eintlik, want ons bly saam in hierdie boom. Ena het weer vinnig in die huisie teruggeklim. Sy bewe nou van kop tot tone. Hy sê hy gaan niks aan my doen nie, maar net nou jok hy vir my, dink sy benoud. Oupa uil hou aangesels. Hy weet, sy sal hom kan hoor, al kan hulle mekaar nie nou sien nie. Kom ek vertel vir jou 'n storie. En oupa uil begin om die volgende storie vir Ena te vertel, op sy rustige manier. Jy weet dat God alles gemaak het, eekorings en uile en mossies en mense en alles op die aarde. Hy het dit mooi en goed gemaak en hy is baie lief vir alles wat hy gemaak het. Hy het alles spesiaal gemaak met 'n sekere doel. Uile is daar om die bos mooi skoon te hou van alles wat dit wil bemors, soos rotte. Daarom vang ek rotte en nie eekorinkies nie. Eekorinkies is daar omdat hulle vrolik en oulik is en hulle doel is om wie hulle ook al sien te laat glimlag en beter te laat voel. So het elke diertjie iets spesiaals aan hom. Tog het ek al baie gewonder wat mossies se doel is. En nou die dag het ek iets gehoor daar by die kerk, wat my laat besef het wat mossies se doel is. Die dominee het daaroor gepreek uit die Bybel. Jy weet mos, dat die Bybel die woord van God is, ons skepper. God gebruik die mossies as voorbeeld om vir ons almal ietsie te leer. Ena glimlag breed. Haar hartjie voel nou sommer beter.
Sy kan sommer voel hoe God haar sterker maak en slim maak om reg te kies. Sy hop gou nader aan oupa uil, gee hom 'n drukkie en sê, "Dankie oupa uil, jy's die beste." En dan sien sy haar boetie jaag vir Hasie rond en hulle speel tog te lekker. Sy hop nader en hoor of sy kan saam speel. Ena speel gou lekker saam. Oupa uil hou 'n wakende oog oor die spelery. Hy sal beslis sorg dat niemand vir Ena seermaak nie. Sy hart voel goed, want vrees sal nou nie meer vir Ena onderkry nie, en hy sal ook help waar hy kan, om dit vir haar nog makliker te maak, om veilig en voluit te lewe. Maar is 'n oulike oupa uil, wat vir hierdie arme ou eekorentjie gehelp het, om nie meer bang te wees nie. Dis darem maar lekker om te weet, dat die Here die heeltyd by ons is, en dat hy ons veilig hou, en dat hy ons vashou, en dat ons nie bang hoef te wees nie. So ek hoop, julle gaan lekker slaap vanaand, en weet, dat God by elkeen van ons is. Tot 'n volgende keer, maatjies. Arrivederci! Hierdie storietyd saam met Juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Kampus in Langenhoven Park.